Hallo julle, ek het iets eisliks agtergekom en ek wil julle vinnig gaan wys. So check gou hierso. Waar's my blare? Hey, het jy al gesien in die winter as bome so doodgaan? Hierdie is bome in my erf wat mooi blare opgehad het en pragtig was en toe dit winter raak, toe dit kouer raak, toe gaan al die blare weg. Wat het hier gebeur? Dis snaaks. Hierdie een is dan nog groen en dis nou koud en winter, maar hy's okay. En kyk, hierso is dele wat dood gegaan het. Wat ek bietjie moet skoonmaak. So ek het dit nou afgeneem en gedink, wat gaan daaraan? Hoekom is hier bome wat dood is en bome wat lewendig is? En ek het ook 'n paar ander interessante dinge gesien in die laaste tyd. Maar gaan dit nou vir jou wys. Eers gaan ons vandag bietjie gesels oor God se mooi wêreld. So, onthou julle ons het in 'n vorige video dat ons gekyk oor die skepping, hoe alles aan mekaar gesit is en hoe God alles gemaak het. Nou in die Bybel lees ons van die skepping. Dit is die tyd toe God alles gemaak het. Ons het nie verskriklik baie inligting nie, maar dit wat ons wel weet is mooi. God het alles gemaak en hy het dit goed gemaak. Hy het dit amazing gemaak. En dis die belangrike ding wat ons moet onthou. Hy het sy natuur mooi gemaak en ons moet dit mooi oppas en hy het ons mooi gemaak. En daarom is hy vir ons baie baie lief. So as ons so deur die Bybel lees en ek wil hê jy moet die storie gaan kyk in jou Bybel na die eerste storie van die skepping toe God alles gemaak het en laat iemand vir jou dit lees. En daar lees ons van hoe God die voëls en die diere en die see en die water en die lug en alles gemaak het. So ek het 'n paar cool goeie wat ek vir jou wil wys sodat ons saam kan stem oor hoe mooi die wêreld is. Kyk hierso. Het jy al gesien hierdie kaartjies wat jy saam met so 'n masjienkie en dan trek jy hom so deur en dan maak hy die geluide. So as ons lees in Genesis, né, van hoe God al die diere in die see gemaak het, dan het dit so geklink. Cool, né? En kom ons kyk wat sien nog. Wat se ding is dit? Dit lyk soos 'n viper, oor is 'n slang. Ons kyk. Dis weird. En kom ons kyk. Hierso is 'n klomp vissies. Kan julle daar mooi sien? Kom ons probeer klink dit. Dis is nog so gelykie. Wat het ek nog hierso? Hierso so mooi voeltjie. Net hier mooi in die lig kan julle mooi sien. Dis 'n voeltjie. Mooi werk. Hy wil nie vir hom sing nie. Kom ons luister 'n ander voeltjie. Hier's nog 'n voeltjie. Kan jy mooi sien hoe lyk hy? Ekskuus, die lig is bietjie sleg vir julle. My masjienkie is nou stukkend. Anyway, daar's baie mooi diere. Wag, ek het 'n ander hierso. Kyk bietjie hierso. Hierso is die mooiste diere wat ek eendag gesien het waar ons gaan kamp het. En toe het ons die interessantste goed gesien. Kyk bietjie hierheen. Hierso het ons olifante gesien wat met mekaar beklei het. En toe buig die een. Ek weet nie wat hy daar vir hom gesê het nie, maar dit was vir ons baie weird. Soos mamma of pappa weet hoekom hy so gebuig het vir die ander een, so op sy knie gaan kniel het. Laat weet my, dan kan ons bietjie vir mekaar vertel. So dit was nogal cool. Kom ons kyk wat het ek nog gesien toe ons in Wilton was. Hierin was cool. Check hierso. Ek het 'n stuk seemonster. Nee, 'n seekoei. Ja, ons het 'n seekoei gesien. Hy het sommer net daar langs die pad gestaan. Dit was ook nog cool. En hierso het ons 'n kameelperd gesien, maar kyk, hy loop so krippel. Sien jy, dis asof hy seer gekry het. Ons weet nie wat gebeur het nie, maar dit lyk asof hy 'n bietjie seer gekry het. Of hy's net oud.
Maar dis 'n amazing dier, hè? Die kameelperd is vir my so mooi. So ja, ons het hierdie ook gesien. Dit was 'n hele olifantfamilie wat hulle selfs so teen die bome gekrap het. Hulle is agter hulle oor, dan krap hulle so teen die bome se leek. Dit was baie cool. Kyk hoe, lekker krap het teen die boom. Wat is dit? Dis cool, né? Jy was toe. Die babatjie is te cute. Kyk hoe hardloop hy. So dit was oulike goed wat ons gesien het, en dit is die oulike goed wat in God se natuur is. So jy het oral om jou die interessante dinge van God se natuur, en dis belangrik dat jy onthou dat jy kan weet dat God hierdie mooi goeders gemaak het. So as ons in die Bybel lees van hoe God die natuur gemaak het, dan moet jy om jou kyk, want soos die boom wat ek nou gewys het, hoekom is die plante dood in die winter en van die ander bome sin is groen? Ons gaan hierdie dinge kan leer. God het dit vir ons gegee om te leer, want ons moet dit oppas. En as ek nou 'n ander interessante ding wat jy soms so in jou huis het, kyk wat het ek ook gesien. Kom ek kyk of ek hom vir jou kry. Baie van ons is geseënd om Ek dink ek het hom vir jou gewys nie. Wag, laat ek vir jou wys. Checkie. Baie van ons is geseënd om water in ons eie huise te hê. Baie van In jou eie huis het jy water. Water wat sommer vloei. Het jy al water op 'n waterval gesien val of in die see teen die rotse gesien breek? Dit is ongelooflik. Daar's so baie mooi goeders in die wêreld en ek en jy is so geseënd om dit te kan hê. So as ons lees gesom met my. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde onder, maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Dit was net donker en deurmekaar. Die gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. Toe beveel God, laat daar lig wees, en dit was so. Die lig was vir God goed. Daarop het God die lig en die donkerte van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag. Dit alles het op die eerste dag gebeur. God het beveel, laat daar skeiding kom tussen die waters. So het die hemelkoepel gemaak. So het God die hemelkoepel gemaak vir die water bo kan die aarde skei van die water onder die aarde. So dis net 'n ou manier van dink. Toe God die wêreld gemaak het, het hy die waters uitmekaar uitgehaal en die land geskep en hy die lug in mekaar gesit. En hy sê toe verder, laat die water op die aarde op een plek bymekaar kom sodat die droë grond tevoorskyn kom. En dan later sê hy, hy het dit land genoem en hy het see genoem en toe sê hy, laat die plant uit die grond voorspruit wat saad dra en ook vrugtebome wat vrugte gee. En dit het gebeur. Die aarde het toe sulke plante voortgebring, as ook vrugtebome in allerlei soorte. Later het God gesê, laat daar lig wees aan die hemelkoepel sodat die dag en die nag onderskei kan word. Dis sodat ons kan weet wanneer is dit dag en wanneer is dit nag. Toe maak hy die son en die maan. En later lees ons hoe hy die diere gemaak het en toe hy selfs vir ons gemaak het. So hierdie eerste stuk in die Bybel is baie belangrik om te weet dat God jou mooi gemaak het en goed gemaak het en dat alles om ons gemaak het. En daarom moet ons dit oppas. Ons moet mooi kyk na die wêreld om ons, want dit is God se mooi wêreld. So hier's jou challenge. Jy kan gaan en jy kan bietjie gaan kyk. Wat is cool en mooi om jou en om jou huis? Wat se mooi goeders kan jy sien? Is daar selfs mure dalk in die kombuis? Of is daar voeltjies wat buite in 'n boom sit? Kan jy wolke sien? En dat jy die son vandag sien opkom en vanaand gaan jy dalk kan sterre sien? Of een van die dae, as dit weer begin reën in die somer, dan moet jy die reën kyk, of selfs nou as dit koud is, kan jy die koue voel? Ons so baie in God se mooi wêreld wat hy gemaak het, wat ons kan geniet. En dis alles van binne in ons huise en buite ons huise en hier binne in ons. Maar ek dink ek moet volgende keer bietjie meer praat oor jou en hoekom jy spesiaal is. Vir nou gaan ontdek God se mooi wêreld. Tata julle!